Reaching for a deeper faith. Then your spirit gently called us, and you spoke our hearts by name. Through the valleys and the questions, through the joy and through the pain, you are shaping us for heaven, teaching us to live again. Open up our eyes to see what a spirit-filled life can be. Holy Spirit, lead us onward through the pages of your grace. On this journey through Philippians, we will seek your holy face. Teach us how to live like Jesus, full of mercy, truth, and love, till the world can see your glory, burning brightly through your church. When the battles rise around us, when our strength begins to fade, you remind us Christ is with us, and our hope will never shake. Oh, give us joy beyond our circumstances. Give us peace the world can't steal. Form in us a heart of worship. Make our faith alive and real. Open up our hearts to know how your living presence grows. Holy Spirit, lead us onward through the pages of your grace. On this journey through Philippians, we will seek your holy face. Teach us how to live like Jesus, full of mercy, truth, and love, till the world can see your glory, burning brightly through your church. Let our minds be like Christ Jesus, humble, faithful, strong, and true. Every step surrendered wholly. Spirit, make us more like you. Let our lives become a witness of the power of your name, filled with joy and filled with purpose. Never ever stay the same. Holy Spirit, lead us onward. Set our hearts and lives ablaze. On this journey through Philippians, we will walk in all your ways. Hey, teach us how to live like Jesus, Spirit-filled in all we do, till the nations sing your praises, and our hearts belong to you. Fill us now, Holy Spirit. Holy Spirit, lead us on. Lead us home. Oh. U is die lewende Here wat altyd teenwoordig is. U is ons God wat ons elke dag wil omarm en sê, jy's myne,
Maar ek wil jou ook 'n evangelis maak, iemand wat sommer net spontaan lewe, liefde uitgee, gasvry is en sommer net 'n verskil maak in ander se lewens. Here drukkie, 'n gebed, 'n glimlag. En Here, as ons dit besef, dan weet ons, U is die lewende Here wat ons op elke dag toerus om dit te kan doen. Al voel ek nie so nie, al voel ek baie keer eensaam en alleen, gebruik U elkeen van ons op 'n spesiale manier. Waar ek lewe, waar ek werk en waar ek bly. Ontvou ons ook nou met die liefde genade en hier Pinkstertyd maak dit op baie spesiaal vir elkeen van ons. Soos wat ons in die week wat verby is, U hemelvaart ook beleef het en ook ontvier. Ontvou ons nou met die genade. Amen. Ons tema gaan oor evangeliste wees en is 'n tema wat belangrik is een van hierdie 5 gawes wat die Here vir sy gemeente gee en elkeen behoort 'n gedeelte daarvan te hê. Jy is miskien nie die beste daarmee nie. Jy kan by die deure as jy uitgaan, is daar vorms wat jy moet invul en gaan kyk waar lê jy. En ons wil al die mense wat regtig wil betrokke wees en ek hoop as elke gemeente is. Vul dit vir jouself in. Dit gaan vir jou aanduiding gee waar lê jy min of meer. En volgende week preek Erik die laaste ene wat gaan juis oor leraar. En dan die 31ste hou ons 'n groot fees. Wat almal kom en gaan sê, dit is my gawe. En ons gaan vir jou sê, hier kan jy betrokke raak. En hoe kan jy betrokke raak? Hier in die kerk, by jou gesin, by die familie, daar by die werk, oral waar jy lewe in beweeg. So, ek dink dit is goed as jy dit aanlyn kan doen, jy kan dit ook daar doen, op ons gewone website, maar jy kan die vorms kry by die 2 deure voor jy uitgaan. Ek lees vir ons uit 2 Timoteus 4, en Paulus praat hier met hierdie jong man, hierdie evangelis, Timoteus, en dan sê hy vir hom 'n belangrike ding. Hy sê, bly in alles nugter, verduur jou lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening voluit, letterlik staan daar met passie, want ek word reeds as 'n dankoffer uitgegiet, en die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd, die wedloop voltooi, ek het die geloof behou, nou wag die oorwinnaarskrans van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms geniet, almal wat lewe as sy kinders. Die week was 'n goeie week, dink ek, vir al die boere in die opsig. Baie ouens was by Nampo, weet jy, 'n klomp mense wat hierop is, wat by Nampo was. Lekker gekuier, jy daar gesien hoe kom 'n klomp verskillende diverse mense by mekaar, en hulle kyk na mekaar en kom agter, maar ons het iets in gemeen. Ons hou van hierdie groot masjiene vandag. Daar was nie baie vee met die back and closure, maar hou van die masjiene, die tegnologie. En baie kom terug en vertel van hierdie groot storie wat hulle beleef het. Party gaan dood as toeskouers. Hulle kyk maar net en sien wat is daar. En hulle is verwonder oor dit wat die mense uitdink en hulle kom terug. Party van die mense koop in, koop iets daar. Hier in jou kop sien jy 'n prentjie, gaan huis toe en jy maak iets, jy steel so 'n bietjie met die oë. En hy kom terug amper sy disipel, kan ek sê, van Nampo. Hy het dit beleef daar, maar hy gaan dit prakties toepas in sy boerde, of daar teenoor jy ook vriende, of daar waar jy lewe en werk. Ons het gister weer 'n groot voëlskou gehad, en is altyd net so lekker daar by Hermanstad Laerskool. Hier kom vreemde mense, almal kom kyk na die voeltjies. En baie mense kyk net in en uit en dan gaan hulle ander sit en kyk, hoe word daar beoordeel? Kyk na die verskillende voëls, vra. En baie van daai ouens word later deel van hierdie klub van Pretoria, 130 jaar oud, en ander het sommer net ook gekom en dit het gegaan. Dit was 'n geleentheid om uit te kom. As ons praat oor die evangelis, dan gaan dit gaan oor geel die kleur. Geel is 'n teken van lewe, van die son, van krag, vitaliteit. En ek dink dit is die tema, kan jy sien, ontdek jou plek in God se span en wees die goeie nuus. Hierdie mense wat terugkom van die voëlskou of van Nampo, is die goeie nuus wat hulle vertel, dit was lekker. Ons het dit geliek, al het ons vasgesit. Al kon ek nie al die vrae vra nie, dit was 'n belewenis. En daarom dink ek is so belangrik dat ons in hierdie tyd sê, 'n evangelis is iemand wat 'n sielswenner is. 'n Sielswenner gaan nie net in die eerste plek iemand kom tot bekering kragdadig nie, nee. Die mens beleef sekere dinge. En as ek in hierdie persoon se ruimte kom, ek betree daai spesiale ruimte van hom of 'n gesin of selfs 'n vreemdeling, dan beleef hulle iets van hierdie geel, mense wat omgee.
wat liefde uitgee, wat jou innooi. Al ken ek jou nie, ons gesels om net lekker rustig en jy word deel van hierdie geselsie waarmee ons besig is. En daarom as ek sê, ek en jy moet so lewe, wat beteken dit in hierdie skrifgedeelte? Gaan dit oor, jy nooi mense in. Hier by die kerk is daar mense wat sê, kom in, welkom. Jy stys hier. Net na die kerk gaan jy 'n bietjie koffie of tee drink, dan maak jy miskien 'n nuwe vriend of vriendin. Mense voel veilig. Mense voel hier word omgegee. Hierdie sielswenners, iemand ook wat gasvry is. Ek gaan net 'n paar voorbeelde daarvan noem. Hy loop of sy loop 'n pad saam met iemand. Ek het nou die dag gesê, baie keer sê ons mense moet empaties wees. Empatie beteken ek klim in jou skoene. Maar dit kan jy nie eintlik doen nie. Want jy weet nie hoe werk my kop nie. Jy ken my geskiedenis. Jy het die beleef wat ek beleef het in my lewe. En letterlik sê hulle die slim ouens, empatie beteken ek kom staan langs jou. Nie in jou skoene nie, langs jou en loop hierdie pad. Nou sien ek hoe doen jy dinge. Nou leer ek by jou en nou raak ons betrokke by mekaar. As ek hierdie evangelis is, dan word ek toegerus. As jy hierdie gedeelte lees, Timoteus word toegerus deur Paulus, hierdie mentor gaan hom. Hy is nie net gestuur en nou laat hy hom los, nee. Hulle praat gereeld, hulle deel. Hulle is so by mekaar betrokke en by 'n geloofsgemeenskap waar hulle juis 'n verskil kan maak. En as dit gebeur, dan is daar sekere dinge wat afspeel. In hierdie vers, as jy hierdie vers gaan lees, dan gaan dit oor hierdie persoon, hy moet nugter bly. Paulus sê vir Timoteus, bly nugter. Nugter beteken nie hy te veel gedrink nie. Nee, nugter beteken koelkop, oop kop na die wêreld kyk, na mense kyk. Nugter beteken kyk met my oë, Jesus se oë, na mense wat jou pad kruis. En dan sê hy tweede ding, verduur die lyding. Daai lyding, hy verkeerd te spel hier, maar gaan oor swaar kry. As ek Jesus volg, dan sal lyding, partykeer swaar kry, moeilike vrae. In Johannes 10 is Jesus daar, hy stuur sy disippels uit, 72 van hulle. En hy sê, as jy by huis kom en mense sê vir jou, jy kan nie inkom nie, jy sê vir hulle vrede, nou wil niks te doen hê nie, dan stof jy die stof van jou voete af en jy gaan velen. Maar vir die wat sê vrede en jou innooi, hierdie mense is mense waaraan jy tyd moet spandeer. En dis so goed om te kyk in hierdie oefening wat hy sê hier, so oefen jou gereeld. Jy moet oefen om hierdie werk te doen. Dit gebeur nie net sommer nie. As ons as 'n gemeente kom en sê hier's 'n klomp evangeliste en hier's apostels en leraars, dan moet ons oefen om hierdie gawe te gebruik. Op verskillende maniere. Ons gaan nog daarby uitkom. Ek dink dit is so belangrik om iets daarvan te beleef. En dan sê hy daar eintlik, jy is 'n verkondiger van die evangelie. Daai evangelie is die blye boodskap. En dan roep hy hom op en sê, beoefen jou bediening voluit. As jy by Nampo was, op die skoolskou of by rugby Saterdag, of hier in die kerk, en jy gaan die uit, moet jy dit voluit beoefen. Dit wat ek gesien en gehoor het, moet ek uitdeel vir mense gee. Deur hierdie gesprekke oor hierdie sake, nooi ek mense in my wêreld, maar ook dit wat ons beleef is op 'n ander vlak. As ons kyk, wat is die identiteit? Wat is die identiteit van hierdie evangelis? Hy word toegerus, ek en jy, deur die drie-enige God. Timoteus in hierdie gedeelte, Paulus spreek hom aan, Paulus sê ek is op my einde. Hy is 'n drankoffer wat uitgegiet word. Jy moet die stokkie oorvat. En daarom moet jy God drie-enig vertrou om jou te lei elke dag. Die tweede ding is verkondig die evangelie op verskillende wyse. Partykeer moet sy hart met mense praat. Hulle wou nie luister nie. Party van hierdie mense het na die wyskere geluister of na die ou Joodse godsdienst teruggehinke. En hy heeltyd met hulle praat. Hy moet die suiwer evangelie verkondig deur 'n ou se hand te hou vas, te druk en sê ek is by jou, vir iemand te bid, vir iemand kos te gee, klere te gee. Maar as 'n persoon dit nie wil ontvang nie, dan gaan jy aan. Doen dit duidelik, en ek dink duidelik beteken hier iets van op oorgawe. Doen dit duidelik, nie om mense te wys hoe jy lewe daar buite, of te sê, kyk ek is so oulik of goed nie. Nee, wees net daar. 'n Mens, wees net daar vir iemand anderste. En dan lewe met oortuiging en passie. Ek dink dit kan jy nie koop.
As jy terugkom van 'n plek af uit die erediens vandag, hopelik dan die nuwe toewyding en passie, en as jy hierdie oortuiging lewe elke dag, dan sien mense my lewe is anderste. Al is dit baie keer hoe moeilik. Daar's 'n glimlag, daar's 'n stuk omgee, daar's 'n ruimte waarby jy van betrokke raak en dan veral teenoor mense buite die geloofskring. Dis lekker as ons net lekker versels, maar as hier 'n vreemdeling inkom, moet hy tuis wees, ons moet hom innooi. As hulle daar by Zitale klop, hier by die hek, moet ons daai mense kan innooi, maak nie saak wie wat hy is nie, luister na hom, kyk waar kan hy inpas, hoe kan ons help op watter manier. Hierdie geloofskring moet so groot en wyd wees, want dit gaan oor God, dit gaan oor God se koninkryk. En nou raak mense tuis, en hulle word evangeliste, wat ook saam met ons hierdie pad loop. En dink, as ons kyk na hierdie kleur, die kleur is geel. Geel is 'n kleur wat teenoor die donker staan. Dis die son, dis die lig, dis die sonneblomme. Aan die ander kant is die moeilikheid, die seer van die lewe, maar hier gaan dit oor geel. Dit gaan oor groei, omgee, daar wees vir mekaar. En as ons dit beleef, daai geur van hoop. As iemand by jou is, dan moet hy of sy beleef hier's hoop. Hierdie persoon vertel nie 'n hopelose storie nie. Hierdie persoon lewe hoop en met 'n glimlag, al gaan dit hoe moeilik. Want daar is iets waarvoor ek elke dag opstaan en ek moet dit gaan doen. Ek dink dit is so belangrik dat ons elkeen iets daarvan beleef en as dit gebeur dan kom ons agter. Daar's 'n paar vlakke waar ons dit gaan uitweeg. Die eerste vlak is die persoonlike vlak. Ek moet elke dag om diesel of petrol kry, deur die woord te lees, deur Bybelstudie, deur betrokke te wees by selfopbou, om al meer die mens te word wat God wil hê ek wees. Ek moet persoonlik na myself kyk. Die tweede ene waarna ons moet kyk, wat ek dink net so belangrik is op gemeenskapsvlak. Hier in die kerk gee ons om vir mekaar, maar ook in ons gemeenskap. Net nou gaan twee persone praat oor hoe ons betrokke is by die skole in ons omgewing. Baie maklik, jy kan hikkel of brei, of jy kan bid, of jy kom help vleis braai. So raak ons betrokke by die gemeenskap wat deur hierdie kerk van ons ook bedien word. Die digitale wêreld. Hierdie dienste word wêreldwyd uitgesaai. Erik het elke dag het hy hierdie stories wat hy uitstuur na 'n paar honderd mense oor die wêreld. Stories van hoop, Woensdag stuur ek vir 5 jaar uit na 2-3 000 mense en hulle stuur dit weer uit. Digitale, die wêreld so klein geword. Jy kan 'n knoppie druk, 'n boodskap stuur vir iemand wat siek is, iemand wat moedeloos is, iemand wat net 'n mooi versie vanoggend nodig het. Dis deel van hierdie menswees van 'n evangelis. En dan, ek dink ook, ons moet mense innooi, as hulle ingenooi het, dan moet ons hulle ook toerus stede. Hierdie disippels van Jesus het hy ingenooi, vissermanne, rolmanne, uit hulle toegerus. Hy het hulle laat verfyn in die kuns om mense nader te trek, deur hulle glimlag, deur hulle omgee. En dan die laaste een, dit moet volhoubaar wees. Dit help nie ons het nou hierdie 3-4 maande hierdie tema hanteer, en mense kom in, en nou laat slap, nou gaan ons weer slap lê nie. Nee, dis 'n ritme wat ons wil vestig, om gasvry te wees, 'n veilige ruimte te skep, mense in te nooi, iets van God te belewe in alles wat ons doen. En as dit waar is, dan kom daar passie en hoop. Wie van ons het nie passie nodig? Wat is lekkerder om met iemand te gesels of by iemand te kuier of iemand te ontmoet met 'n huppel in die stad wat passie het. Ten spyte van swaar kry baie. Ten spyte van dit of dat het hierdie persoon net daai iets. En ek dink dit is iets van hierdie geel, die hoop, die passie wat God gee en waardeur hy ons elke dag dan ook wil lei. As dit gebeur, dan raak ek rustig. Dan raak ek rustig en kom agter, hierdie evangelie het mense opgewonde gemaak. Jesus het mense nie veroordeel in die eerste plek. Ek dink sy meeste kritiek wat hy gelewer het was teen die skrifgeleerdes, die wetsgeleerdes, die politieke leiers, die mense daar bo in die samelewing wat dink hulle het alles en hulle weet alles. Maar hy het hom gemeng met die sondaars. Hy sit daar by die put en hier is hierdie vrou. Hy nooi hierdie vrou in. Wat soek jy? Water, hy is op haar vlak. Hy praat met haar. En die uiteinde van die saak is, sy kry die water van die lewe, sy gaan na hierdie stad toe in Samaria, en daai mense, die Samaritane, waarmee jy nie mag meng as 'n Jood nie, nooi vir Jesus. En daar het hy 'n paar dae gebly.
En die hele stad kom tot bekering oor een vrou se getuienis. Hierdie man het geluister. Hierdie man het nie 'n vinger gewys al weet hy wat hy gedoen het. Hierdie man gee om. Saggeus die tollenaar. Hy is so angstig, hy wat Jesus sien, hier sit hy in die boom. Hy het die arme Jode kaal uitgetrek met belasting, is amper soos die Afrikaners, betaal belasting die hele tyd oor as koolgeld. Dit het hy gedoen. Die Jode het hom gehaat. Jesus sien hom in die boom en sê, klim af, ek gaan saam met jou eet. Hierdie skrifgeleerdes, hierdie teoloë van daai tyd sê, nee, dis die grootste fout. Jy gaan onrein word deur saam met hierdie tollenaar te eet. Jesus steur hom nie aan nie, hy roep hierdie man, hy eet saam met hom. En ek dink dis iets van hierdie evangelie wat loskom, God wat mense gebruik. As dit begin gebeur, dan gaan dit oor Pinkster wat nou voorlê. Een hart, een roeping. Ek en jy moet een hart hê, ons hart klop warm vir hierdie evangelie. Ons is evangeliste wat daar is verander. Een roeping. God roep ons almal, elkeen, en ek kan die voorbegin en ek kan tot baie punt deel agtergaan. Elkeen op die naam noem, God roep my en jou om verantwoordelikheid te aanvaar. Saam met ons op hierdie reis te gaan. En dan, die evangelie, die goeie nuus, moet jou laat geel lyk. Geel lyk in die opsig, dit straal uit. Dit gebeur net. Jy hoef nie 'n poster. Dit is spontaan, dis uniek aan jou, die manier hoe jy ander mense aanraak en 'n pad loop. Dan is jy nie net iemand wat kom kyk vir die goeltjies of vir die groot trekkers of hier is geoggend om te kyk wat is jy te eet en nie. Jy is dan iemand wat 'n passie het, wat 'n disipel word, 'n navolger van Jesus wat sy evangelie oopbring vir ander mense wat so nodig het. En ek hoop en bid, elkeen van ons dek jou gawe, raak betrokke. Dit gaan jou toerus om daardie groot verskil te maak in sy koninkryk. Amen. Ag Here, so dikwels as ons hoor van kontak maak, as ons 'n tydjie bang, dan voel ek kan nie praat nie. Ek kan nie dit doen nie, ek ken die Bybel nie so goed nie. Ek is te bang om iemand anders se ruimte te kom, iemand anders se vraag te vra of te beantwoord. Maar Here, as ons daai risiko neem om u hand te vat, wat u vir ons u hand uitsteek en sê, vat my hand, ek wil jou lei deur my gees, ek wil jou dra in moeilike tye. Ek wil jou omvou met my liefde, dan moet ons iets beleef van hierdie groote God wat sê, jy kan 'n evangelis wees, net daar wees. Jy hoef niks te sê nie. Net jou woordigheid kan sonskyn bring, kan lig bring vir mense wat dit so nodig het. En as ons klompie uitgaan en ons begin geel word, ligdraers, dan raak die noord en waar ons werk, families en vriende, hulle gaan ook hoopdraers word. Hoop wat liefde bring, hoop wat 'n veilige ruimte skep, gasvryheid, omgee en so lewe dat u verheerlik word. Seën ons op hierdie reis verder in Jesus naam.